se veewagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, God van... Hallo my liewe mens, Bede en Francis en jy by die braambos waar die Gees van God met ons wil praat. En ek wil regtig 'n beroep doen op elkeen wat ingeskakel is, om baie ernstig te luister, nie na Ben Loubser nie, maar na die Gees van God, wat nou met my en jou praat. Het is amper asof God sê dat ons kom by die braambos, in plaas van om te sê, trek uit jou skoene, sê hy, maak oop jou ore en hoor wat die Gees van God sê. My liewe mens, dis baie belangrik dat ek en jy as Christene, as kinders van God, onsself voorgee as wedergebore, gevul met die Heilige Gees, begin ag gee op God se woord. Ons luister na horde spreuke en predikante, party in Christus en party vals, bring woord op baie verskillende maniere en ons moet tussen hierdie uitsif, wanneer is dit God wat praat? En hierdie woord van vandag ervaar ek regtig in my wese, dat God praat met my en met jou vandag. Ek weet waarmee elke mens worstel, want ek worstel met dieselfde goed. Ek worstel met gesondheid, ek worstel met finansies, ek worstel met goed wat breek van die môre tot die aand, kinders wat seer kry, kleinkinders wat siek word, mense wat swaar kry, mense wat nie kos het nie, wat drank misbruik word, en kinders daaronder ly, en lewensmaats daaronder ly. Daarom kan ek met baie eerlikheid sê, ek ly en ek ervaar wat jy ervaar. Die psalmdigter kyk op en hy sê, Psalm 121, waar sal my hulp vandaan kom? Ek lê in die ICU en ek is vasgemaak, en ek kan nie beweeg nie, en ek het pype in my mond en my keel, en 500 masjiene op my, wat vir my asemhaal, en wat, alles vir my doen. En ek kyk op en ek sê, waar sal my hulp vandaan kom? Wie sal my verlos uit hierdie omstandighede? Miskien is jy bevoorreg vandag, miskien is jy gelukkig en dit gaan goed met jou, dit gaan nie sleg nie. Maar nogtans murmureer ons, nogtans is ons moeg, nogtans sien ons nie kans nie. Ons sing, because he lives I can face tomorrow, maar ek sien nie meer kans nie. Waar's God? Ons het in die week of laasweek of iewers gepraat oor, ken jy werklik God? Of weet jy van God? 'n baie goeie vriend van my, pastoor Ter Blanche, hy sê altyd as hy jou in die dorp kry of op die foon, dan sê hy, Ben, dien jy nog die Here? As hy in die straat loop en hy kry jou aan die kant die straat, dan skree hy, Ben, pastoor, dien jy nog die Here?
En ek besef, dis eintlik nie 'n grap nie, dis eintlik 'n onrustige siel wat bekommerd is oor sogenaamde Christene wat elke Sondag in die kerk sit, elke Woensdag aand die bidtuur bywoon, Sondagoggende die vroue bidtuur en die ou senior burger bidtuur bywoon, en nogtans ken ons God nie en dien ons God nie. Nou kom God vanmôre en hy gee vir ons 'n vers. Ek wens ek het tyd gehad om die hele hoofstuk te lees, ek het nie. Daarom probeer ek maar, want ek ken die gebeurtenis. Dis nie 'n storie nie, dis nie 'n verhaal nie. Lukas 15 vers 32. Ons moet tog vrolik wees en bly wees. Kind van God, ons moet vrolik wees en bly wees. Want hierdie broer, hierdie suster, hierdie mens, want hierdie broer is ek, wat hiervan gepraat word. Maar dis ook jy, wat hiervan gepraat word. So ek en jy, hierdie ek en jy, sit jou naam daarin, van jou was dood, en het weer lewendig geword. En hy was verlore, en is gevind. Ek was verlore, en is weer gevind. Die vraag is jy nog verlore, of is jy bereid om God te soek, sodat jy weer gevind kan word? Is jy bereid om die tweede myl te loop? Is jy bereid om ja te sê vir Jesus? Bereid te wees om ja te sê vir die Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God? Is jy bereid vandag om te sê, whatever it takes, wat dit ook al kos, ek en my huis wil die Here dien? Die kerk slaap. Ek praat nie van die gebou nie, die gebou het nog nooit geleef nie. Mense wil stry en beklei, maar hulle is lewend dood. Hulle het 'n paar versies, ek vertel graag die storie van my oupa, wat huisgodsdiens gehou het in die aand, dan vat hy die woord, dan lees hy. En dan sê hy voor die tyd vir my en Dina, ekskuus tog, my boetie Henny, oupa gaan vra as hy klaar is. En dan lees hy die Bybel en dan, ek gaan nou sommer Psalm 23 gebruik. Die Here is my herder. En as hy daai versie lees, of dit nou die eerste of die derde of die 10de een is, dan gryp ek daai versie en ek sê hom oor en oor. Die Here is my herder, of niks sal my ontbreek nie, of hy laat my neerlê in groen weivelde. En as oupa sê, wat het ek gelees? Oupa het gelees, hy laat my neerlê in groen weivelde. Mooi so my kind. Maar die ander verse het ek niks gehoor nie. Ons gryp 'n vers, wat ons iewers in ons geskiedenis gelees het, geleer het, en ons dink ons ken die woord. En as iemand vir jou vra, dien jy die Here, dan sê jy, ek is in die kerk. Menende die gebou. Nie, ek is die kerk, in die gebou van samekoms van Jesus Christus nie. Daar's 'n verskil tussen in die kerk en wees die kerk. Die vraag is, wanneer gaan ek en jy, wat verlore is, toelaat dat God ons weer vind? Wanneer gaan ek en jy meer doen as om 'n toeskouer te wees iewers in 'n gebou, en ek gee nie om wat 'n denominasie is nie, en ek gee nie om of dit in Jesus is lig in Eastvale is, waar ek 22 jaar die bedienaar was, en nou pastoor Roan Marie is nie, en 'n fantastiese boodskap bring.
Ek gee nie om in watter denominasie is jy nie. AGS, Sevendagse Adventist, PPK, NG. Die woord sê, die Bybel sê, ondersoek alle dinge. Maar interessant, as ek kyk, waarvoor bid mense vandag? Hulle bid vir karre, hulle bid vir huise, hulle bid vir geld, hulle bid vir lewensmaats, hulle bid vir gesondheid. OK, net as hulle siek is. Maar niemand bid meer, Here, maak my siel gesond nie. Ek is verlore. Ek sit in die kerk, ek staan op die kansel. Ek is dalk die een wat God gesê het, maar jy's verlore. En ons moet jou vind, ons moet jou soek. Maar gaan jy toelaat dat God jou soek? Gaan jy toelaat dat God sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is? Is jy bereid? En ek kan nie vir jou antwoord nie, jy moet jouself ondersoek. 'n Groot nee is ons wat die Bybel so inkleer. Jy moet pas op dat jy nie net die ingekleurde gedeeltes lees nie. Ek het hierdie broodkrummeltjies wat jy so uittrek en dan lees jy die kaartjie. Daar's seker 500 in of 700. Jy kan elkeen wat jy trek is 'n bemoediging. Maar die realiteit, die werklikheid, God sê ek laat die son skyn en reën oor die goeie en ook oor die slegte. God is nie die aannemer van 'n persoon nie. Dit kan met jou goed gaan, al is jy sleg, en dit kan met jou sleg gaan, al is jy goed. Ek en jy moet besef dat God se woord is prakties. Dit beteken nie maanskyn en rose nie. Ons slaan die Bybel oop, ons trek 'n broodkrummelkaartjie. Alles wat jy vra en glo sal jy ontvang. En dan as jy die onmoontlike vra en jy kry dit nie, dan skree jy op, waar's my hulp? Waar gaan my hulp vandaan kom? Waar is U as ek U nodig het? My liewe mens, ek kom terug by laasweek se boodskap. Ken ek en jy God? Baie ander opskrifte van woord wat ek gedoen het. Dien jy nog Jesus Christus? Glo jy nog in God die Vader, Seun en Heilige Gees? Weet jy nog dat hierdie Bybel die geskrewe woord van 'n lewende God is? Waaraan hou jy vas? Weet jy, ek word gekenmerk deur die draai en braai pastoor. Turn or burn. Mense lag daaroor. Mense vat dit ernstig op. Mense spot daarmee. Maar as jy nie draai nie, as jy nie vandag sê, Lukas 15:32, as jy nie vandag sê, en ek is verlore en wil gevind word nie. Ek wil gevind word, Here, want ek weet ek is verlore. Nee, maar ek gaan kerk toe. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, dien jy God soos sy woord sê, of skeer jy bladsye uit? Dis nie op my van toepassing nie. Jy kan my nie nou anders leer nie. Ek is te oud. It's even, you can't learn old dogs new tricks. It's even an insult to an old dog. Dis nie tricks nie. Dis nie 'n insult nie. Dit het tyd geword dat ek en jy die woord van God, die Bybel, prakties, wesentlik opneem as die waarheid. Bladsy vir bladsy. Hier's niks geskryf. Hier's 'n paar goed geskryf wat ek nie verstaan nie. Die seun van, die seun van, die seun van.
Maar God weet hoekom is dit daar. Maar daar's genoeg wat my en jou kan besig hou tot in ewigheid, om ons harte en lewens vir Jesus te gee, om gered te word, om God te dien met gees en met waarheid. Mense sit in die kerk, en ek het jare voor gestaan, en as ek nie bedien nie, het ek voorgesit en na die gehoor gekyk. Ek sit nou skuins en ek kyk nog na die gehoor, en ek sien hoe mense met hulle toe oë sit, hoe hulle koppies knik. Ek sien hoe mense sit asof hulle, die woord van God sê, jy kyk in 'n spieël en jy sien 'n raaisel. Terwyl mense sing, Come Holy Spirit, take control. En dan wonder ek, hoor jy wat jy prewel? Party prewel nie eens nie. Hulle sing die lied 6 keer oor, die gehoor sing die lied 6 keer oor, en na die 6de keer reageer hulle nog nie. Hulle het nog nie die wysie en die woorde bymekaar gebring nie. Because he lives, I can face tomorrow. Dear Lord Jesus, you're enough. You're enough. Change my heart. Gees van God, skree uit vir Jesus Christus, vir die Heilige Gees van God om jou te verander. Ons sing dit. Ons sê dit resitasie gewys op, maar ons is lewend dood. En die woord van God sê, as jy dood is jy verlore vir die ewige lewe, en dan bly net die hel oor. Turn or burn. Dit het tyd geword. Ons skree, Here, verander ons land. Nee, Here, moenie die land verander nie. Verander my. As die Christene van Suid-Afrika, blank, nie blank, bruin, geel, groen, pers, oranje, as die sogenaamde Christene van Suid-Afrika begin bid, begin God dien, met gees en met waarheid, dan sal God uit die hemel hoor. As jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig, sal ek hoor, en ek sal jou land genees. Nee, ons soek 'n quick fix, terwyl ek met 'n brandewyn en 'n sigaar by die braaivleisvuur half dronk staan, en my slim hou, en altyd met die predikant wil praat oor God, en jy het nie 'n klou waarvan jy praat nie. Waar's God? Hy gaan ons red, want ons is die wit Jode van God. Ons is nie. Ek moet afsluit. My horlosie jaag my aan. Here, laat elkeen wat hierna luister, hierdie boodskap sal aanstuur, en dat daar 'n opskudding sal wees van mense wat sê, ek is verlore en ek wil gered word. In Jesus naam, amen. My telefoonnommer is 072 577 1196. Asseblief stuur my 'n WhatsApp. Asseblief praat saam. Die Here seën u. Baie dankie vir elke gebed, elke finansiële bydrae. Dankie vir elke mens wat ingeskakel is. Word deel van Jesus by die Braambos. Liefde, Ben en Francis Loubser. Jesus is lig, gemeente Eastvale Springs.